Vanmôre lees ons uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 42. Die opskrif is, Josef se broers gaan koop koring in Egipte. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egipte, sê vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egipte, gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly. Anders sterf ons. 10 broers van Josef is toe weg na Egipte toe om koring te gaan koop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nog gebeur iets met hom. Die seuns van Israel het saam met die ander mense gegaan wat ook koring in Egipte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangekyk en gevra, waar vandaan is julle? Hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle is spioene, julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Maar hulle het vir hom gesê, nee meneer, ons is hier onderdane, ons het net kom graan koop. Ons almal het dieselfde pa, ons is eerlike mense, ons is nie spioene nie. Josef sê toe vir hulle, dit is nie, julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Hulle het geantwoord, ons was 12 broers, ons het dieselfde pa, 'n man in Kanaan. Die jongste is nou nog by hom, en die een leef nie meer nie. Toe sê Josef vir hulle, julle is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal ek julle toets, so seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat die jongste broer hierheen gebring is nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal. Julle anders sal gevangen gehou word. So sal ek vasstel of julle die waarheid praat of nie. So seker as die farao leef, julle is spioene. Josef het 3 dae lank aangehou, en op die 3de dag sê hy toe vir hulle, ek dien God, op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan gaan graan wegbring vir julle hongerreismense. Dan moet julle hulle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie sterf nie. Hulle het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe ons hy om ons ongenadig gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Toe sê Reuben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet nie aan die kind julle vergryp nie, maar julle wil nie luister nie en daarom word sy dood nou op ons gewreek. Omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Josef het daarna van hulle weggegaan en gaan huil. Daarna het hy teruggekom en na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe het hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit. Josef het opdrag gegee dat die broers se sakke vol koring gemaak moet word en dat elkeen se geld in die sakke teruggesit moet word. Daar moes ook padkos vir hulle gegee word. Alles is so gedoen vir hulle. Toe laai hulle die graan op hulle donkies en vertrek van daar af. Die aand toe een van sy broers die sak oopmaak om sy donkie te voer, sien hy die geld lê bo
in die sak. En toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. Hulle was radeloos en doodgeskrik, sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Toe hulle by hulle pa Jakob en Kanaan aankom, het hulle hom alles vertel wat met hulle gebeur het. Die man in bevel van daardie land het ons bars aangespreek en ons vir spioene gehou. Ons het vir hom gesê dat ons eerlike mense is en nie spioene nie. Ons was 12 broers en ons het dieselfde pa. Een broer leef nie meer nie en die jongste is by pa in Kanaan. Maar die man in bevel van daardie land het vir ons gesê, hieraan sal ek weet of julle eerlike mense is, een van julle moet hier by my bly. Julle ander moet die kos vir julle hongermense gaan wegbring. Bring dan julle jongste broer na my toe, dan sal ek weet julle is nie spioene nie, maar eerlike mense. Dan sal ek julle broer teruggee en mag julle vry rond beweeg in die land. Toe die seuns hulle graansakke leegmaak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang. En hy het vir hulle gesê, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier, en nou wil julle ook nog vir Benjamin wegvat. En ek ly daaronder. Maar Reuben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terug besorg. Jakob het net gesê, sy broer is dood, my seun gaan nie saam met julle nie. Hy is al wat van my oor is. As iets met hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toedoen in my ouderdom van verdriet sterf. Hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 42. Wat die broers van Josef gaan graan koop, en vir die eerste keer diep buig voor hom. Net soos in die drome wat hy voorheen gehad het, wat nou waar geword het, dat sy broers voor hom kom buig het. En dat hulle erken dat die vrees wat hulle in sy oë gesien het, ook nou in hulle lewe is. Ja, partykeer loop die lewe 'n draai met 'n mens. En voor jy ook kan uitvee, dan kom jy in dieselfde penarie wat jy ander mense help insit het. Hierdie gedeelte dan, Genesis hoofstuk 42 in die 83 vertaling.